Goeiedag, jy is ingeskakel hier op die program Mense Nul Stories. Saam met my Natasha Fick, dis altyd vir my voorreg om saam met jou te kan kuier en ek vertrou dat jy geniet ook al hierdie stories wat uitgaan op Mense en Nul Stories. Onthou vertel jou vriende, vertel jou familie om in te skakel. Like ook hierdie video's, share hierdie video's, gaan ook dan na ons TikTok bladsy Mense Nul Stories, as ook ons Facebook bladsy Mense Nul Stories en dan kan jy ook gaan kyk daarna ons YouTube kanaal Women After God's Own Heart. Daar sal jy al die programme kry van Mense en Nul Stories. So ja, hier is baie stories nog wat ons gaan vertel en nog moet vertel hier op Mense en Nul Stories. Nou vandag het ek die voorreg om vir Gladstone Boysen saam met my hier te kan hê. En weet jy wat, ek dink ek kan bietjie spog en brag daaroor. Hy's al die pad van Johannesburg en ek dink dis ons eerste gaste hier op die stel van Mense en Nul Stories wat vanaf Johannesburg gekom het. So Gladstone, is so goed om jou hier te hê en dankie dat jy ook julle tyd afgestaan het om vir ons te kom kuier in die Kaap in. Dankie vir die invitation. Goeiemôre pastoor. Ja. Dankie vir die invitation. Ja. Ek is regtig honored. Ek Yes. is regtig honored om Ja. so ver te kom en sulke great ding te kom. Amen, amen. Want Gladstone, weet jy nie, ek voel my gees dat die Here sê hy is besig om iets nuuts in jou lewe te doen. So baie kere dan verstaan ons nie wat die Here doen nie, maar ek weet hy's besig om iets nuuts in jou lewe te doen. Gladstone, vertel gou vir die mense eers, wie is Gladstone Boysen? Gladstone Boysen is 'n proud recovering drug addict, Ja. saved by grace. Ek is ook ex-convict en drugs, die journey drugs, wat drugs met hier gevat het, was 'n swaar, lelike journey. En ek het eventually in die tronk opgeëindig, alles verloor. Ja. As ek sê alles, ek het tot my ma uitgerook, Sure. because ek het nie weer 'n ma gehad terwyl my ma lewe. Ek het kinderloos geraak, alhoewel ek 'n pa is. Ek het basically myself heel oorgegee aan drank en drugs, want daai tyd was dit die enigste ding wat sin gemaak het. So, ek sê altyd as ek myself voorstel, pastoor, I'm saved by grace. Yes. Because grace now means something different to me. Amen. As ek my lewe so kyk, dan sê ek myself, sonder grace, Amen. jy sou nie kon nie. Amen, amen. En is so waar. En ons is ook vandag hier om te gesels oor Gladstone se splinter nuwe boek en dit is Pain Drove Me to Drugs. En ek hou so van hierdie opskrif wat sê Pain Drove Me to Drugs. It is a true story about surviving prison and the horrors of drug addiction. Nou, wat het jou gemotiveer, Gladstone, om hierdie boek te skryf? Pastoor, in my lewe as ek optel, was ek vir omtrent 15 jaar en 9 maande agter tralies. Die is during my 22-year drug addiction. En ek het elke keer geop en af tronk. Maar nou die laaste keer wat ek tronk toe was in 2017 was ek gestraf vir 9 jaar vir 'n car hijacking. En ek is 'n prominent gang leader. Ek het 'n rank in die gangs. But die dag in 2020, die 24ste November, ek myself verloor, ek voel diep depressed en alles niks werk uit nie. Ek weet nie hoe nie, wat ek het myself uitgebrand in die sel. Ek bly in 'n single sel. Ek sê seker verkeerd, ek het die sel uitgebrand, want ek het dan nie gebrand nie. Sure. That is where grace means something different to me comes in. Hoe het jy die sel uitgebrand? Wat het daar gebeur? Ek het sanitizer gevat, as 'n single cell, so Ja. daar's 'n hooi wat jy met 'n tandeborsel die deur lok van binne af sodat hulle dit nie kan oopsny. En toe lok ek die deur. In feite dit begin die middag. Ek was so kwaad vir
vir die prison officials en vir almal dat ek wou net by die hoof van die tronk uitkom en as ek by hom kan uitkom, ek wou hom seermaak Ja. sodat hulle vir my kan seermaak en miskien doodslaan. So as ek nou mooi daai luister, kan ek dink dat jy was op jou wits end. Jy was op jou laaste. Jy het die uitkoms gesien nie. Jy het nie gesien dat daar was 'n lig aan die einde van die tonnel nie. Jy het net gevoel dat dis die einde nou vir my. Daar was nie hoop nie. Ja. Soos ek sê, ek het 9 jaar gedoen. Ek het die 9 jaar die 14de Desember van 2017 gekry. But toe dan het ek 5 outstanding cases, pending cases wat ek nog voor hof loop so en hulle het goeie evidence gehad teen my om my weg te sit toe ek en as ek bly optel dan sien ek joh, dis die res van my lewe daarmee. Sure. I've got nothing left to fight for. So die tronk mentality, die gesindheid wat jy kry wanneer jy in die tronk is, vir van ons is ek lewe nou die way van that's no other way of living. En ongelukkig is daar baie manne in die tronk wat baie diep depressed is. But because it is prison and because it is a place where you have to be, you need to be strong constantly. Kan ek nie opgaan na iemand en vir hom sê ek voel weak vandag nie. I need to always wear this mask of being strong and mighty and powerful. So but die dag was het te veel vir my en ek het die ding in my mind wat sê soek hulle op en dan gaan hulle slaan. So ek het die idee, ek beklei met die bewaarders in die section is further charge unit is waar mense bly wat moet uitgevoer word na maximum tronke toe. So daar's klomp mense met groot verskillende strawe, maar die ook bly mense wat gestraf is en nog steeds overloop. En ek moet dit sê, dit is een van nie een nie, dit is volgens my experiences, is dit die gevaarlikste tronk wat ek ken. Ek hoor hulle praat, ek sê nie ander tronke is nie gevaarlik nie, maar dit is die gevaarlikste tronk wat ek van weet. Sure. Want dit is die tronk waar daar constantly bekleierery is. Niemand is safe nie. Kyk, so ek het so regeer met die bewaarders dat hulle eventually moes ingee en my na die hoof van die tronk toe gaan. My aim was om iets te doen of sê of handgemeen te raak, sodat hulle my kan aanraak en hopefully gaan ek dood of iets gebeur met my, sodat ek uit die situasie uit kan kom waarin ek is. Maar as ek by die hoofse kantoor kom, hy staan net so ver van die gang af en hy skree op my, you're not going to come and dictate and tell me what to do. En hy plant 'n sat in my gedagte, want die dag sê hy vir my, go back to your cell, you can even burn yourself to death in your cell. So alles en ek vir jou idee gegee wat jy moet doen. 'n goeie idee gegee en van alles wat ek gevat het, wat hy gesê het, hy kon baie meer gesê het ek net, ek weet, die duiwel is so intentional, dat hy net vir my die laat hoor. En soos ons afloop in die gang, breek ek 'n venster en ek probeer die twee bewaarders wat my escort, vir hulle steek wat hulle haar klop en ander bewaarders kom en ek surrender en nou is my mind, kom by jou sel uit en doen nie dat. So ek is terug in die sel, hulle het my nou toegesluit en ek lok die deur met die tandeborsel en is during COVID, so ons het mos by government institutions is daar mos altyd 'n free flow van dinge wat die normale mense nie het nie. Ja. So ek het access tot baie sanitizer gehad en ek weet nie hoe nie, maar ek het skoon sanitizer gehad, pastoor. Sure. Amper 20 liter van dit. Ek dous die sel, die matrasse en alles in die sel. Sonder om te dink en toe leid ek. But there's a pause in this. Ek sê altyd, if you never knew that fire is life, ask me about it.
die raging fire en die klein kamertjie daar, die worsteling, alles wat ek deur gemaak het in hy, dink 15-20 minute, dit moes my lewe shape en change, en dit moes my outlook change. Dit moes gemaak het dat ek iets anders moet probeer, ek het dan nou alles al geprobeer. En voordat het ek het 3 keer al probeer om myself dood te maak. Die gun wou nie afgaan een dag. Die tou het gebreek op die dak toe ek afspring. Ja. Toe val ek net my wind uit. Ek het my oorbril gevat en het gecrash en gemeng met pille en het gedrink. En hulle het net gaan uitpomp. But So jou planne was die God se plan geweest. was nie God se planne nie. En ek sê dit altyd, ek sê, die duiwel laat ons stupid goed te doen, want ek wil nou myself doodmaak, Ja. om die prison officials te blame. Ja. But ek gaan dan nou nie daar is om hulle te blame Ja, nie. ja, Ek wou net gehad het hulle moet, ek weet nie, waar is die rasionale in dit nie. Ek weet nie, hoe kon ek by dat uitgekom het, nie, but die planne wat die Here vir my gehad het, Amen. was heel different Amen. as wat die duiwel wou gehad het ek moet wees. Ja. Gladstone, ek luister na jou storie en ek luister en ek kyk na jou boek en ek gesê ek hou so van hierdie titel van jou boek wat sê Pain Drove Me to Drugs. En daai pyn, wat was daai pyn wat vir jou gedryf het na dwelms toe? Want ons het nou agter die skerms gesels en ons het gesê dat pyn dryf jou om te drink. To numb that pain. Rook dryf jou om te vergeet van pyn. Sekswerkers wat op die straat is, hulle numb daai pyn deur wat hulle doen en dan baie kere dan wys ons vinger na al hierdie mense toe. Ons wys vinger na gangsters, ons wys vinger na mense wat in die tronk is, maar ergens moes daar iets gebeur het wat jou gedryf het na wat jy gedoen het. So kan ek so 'n bietjie in detail en meer gaan, want kyk ons mense nou stories, ons hou van daai core van alles wat want ek sê altyd Gladstone, daar's iemand wat nodig het om jou storie te hoor. Yes. Daar's iemand wat met dieselfde geval sit wat jy mee geworstel het en daai persoon weet nie hoe om daar uit te kom nie. En jy het die sleutel vir daai persoon om sy healing te kry en sy genesing te kry. So wat was hy pyn wat vir jou gedryf het? As ek heel terug gaan, pastoor, my introduction aan drugs was iets baie beautiful. It was perfectly beautiful. Ek het nou die een keer gesê, if I would go or could go through that introduction again, so ek weer ja gesê het, die way wat it beautiful is. Ja. Even during my time as a drug user, was daar niks verkeerd nie, alles was mooi. But when I got addicted to drugs and just before I fell rock bottom and lost everything and anything I had, I realized that I needed my father. I needed to have a father. I was silently blaming my mother because my father was not in my life. So the pain that drove me to drugs was fatherlessness when I realized that, want ons almal, jy het iets, daar is iets wat jou daar hou. Ja. So, as die proses begin, is dit iets mooi, en during the process, solank jy nog jou gedagte kan gebruik en jou oopbou om dop te hou, dan is drugs nie gevaarlik nie. Daarom is daar so baie mense wat het defend, daarom is baie mense, alles kotjes, as ek amper so kan sê, oor drugs. But once toe ek inval, toe realize ek, want nou sit ek by 'n nigter plek, alleen van drugs isolate jou. Dit vervreem jou van almal af wie lief is vir jou. En nou sit en kyk ek, en ek realize, joh, was my pa. Maar nou moet pastoor verstaan ook, ek as 'n drug addict, I was not only addicted to drugs. I got
addicted to manipulation. And so the manipulation was the driving force behind why my father is not there. I would manipulate any situation sodat ek dit in my ma se gesig en wie ewe se gesig kan gooi om te sê, ag ek worry nie, my pa is aan nie hier vir my. Ek het En om jouself miskien nou te regverdig ook. ja, nou regverdig is, julle sal nie verstaan nie. Wie sê vir jou het 'n probleem met drugs? Drugs is nie 'n probleem nie. Maar elke keer wanneer ek tronk toe gaan en ek is nigter vir die tydjie wanneer ek in die tronk is, dan realize ek, but this is not the life that I want for myself. En elke keer as ek uitkom, rook ek sommer die heel eerste dag because I'm coming back to reality. And the reality is, I don't want this life for myself, but what other life is there for me? Dis al wat ek ken, dis al wat ek mee identify, dis al wat society van my wil hê. En so baie tye lewe ons onder 'n sambreel wat society vir jou daar so. Ja. So baie van ons kan nie identify met wie is jy nie. Want iemand het eendag iets oor my uitgespreek of iemand het eendag vir my iets gesê en because I don't know anything else, kleef ek aan dit. So ek het 'n manipulative drug addict vir 22 jaar gebly because I didn't have a father en alles rondom my het my laat glo jy sal ook nooit 'n pa kan wees nie. So pain drove me to drugs. As vir my van waar ek staan, die rede hoekom ek gerook het, but ook out of pain drove me to drugs, het daar 'n company so te sê gebore uit dit, want die is nou net die voorblad, but dit sê eintlik hier agter, sê dit, pain drove me to worship. Yes. So, this pain drove me to drugs and kept me in bondage for so long. The only way I could turn it around was taking the drugs away and giving it to Jesus. And Jesus gave me a path, a way how to worship and be healed, become healed. Amen. Amen. En dit is wat ons ook so nodig het in vandag se tyd, want weet jy Gladson, baie van ons jong mense of kinders weet nie dat daar is 'n uitkoms nie. Weet nie, hulle is nou al miskien so lankal in daardie donker. Ek sien net so donker vertrek wat hulle niks sien dat daar is uitkoms nie. So dit is al wat hulle ken, wat jy nou gesê dat hulle gaan maar net weer terug na wat hulle aangewoond is. Ja. I have relapsed so many times that I cannot keep count. But die rede vir my relapses was I don't know what I will do when I become sober. And unfortunately, and this is a reality, miskien trap ek nou op tone. But daar is van ons wat a recovery from drugs verkoop, waar as iemand dit staan en sê, ek sal nie daarin pas nie, so ek is maar safe hier so. Drugs is 'n gemeenskap op sy eie. Drug addicts, daar wat hulle lewe is, dit het meer vrede as wat kerk het. Dit het meer loyalty as wat kerk het. Daar is a better understanding of me as a person, in lolly lounges en drughuise as wat daar is by bitterplekke. Die type of Jesus wat ons portray en verkoop is Jesus wat ek sê, ek verstaan, okay, as Jesus ek verstaan, but I don't want it. Want is vir my beter hier, waar ek nou is, as waar ek daar naartoe moet gaan. Die rules wat hulle mee daar kom, nee, ek is nie. 'n gevaarlike ding ook is, die dinge wat ek doen in die aand as 'n drug addict, maak my so skaam om 'n gewone mens te wees in die dag wanneer die son skyn, dat dit ook beter wees om nie daar te gaan nie. So ek kies liewer om 'n drug addict te wees. 'n gevaarlike ding
ook, of nog 'n gevaarlike ding, die dinge wat ek gedoen het during my rock bottom days. As ek nou na dit kyk, dan was ek 'n full-blown satanist. Sure. Ek het gerook op 'n grafsteen, saam met 'n vrou, en die dinge wat ons gedoen het op die graf in die aand is regtig out of this world, met al die krag van die woord. But dit is so snaaks, want dit gebeur een keer elke 3 maande of 6 maande as ek kom van binge drugging af, miskien vir 2 weke of so, en dan is ek so moeg, uitgeput. As ek op die kooi klim en dan is ek out. En dan recover ek nog vir 48 hours to 72 hours. So ek staan net op en ek gaan eet, ek gaan toilet toe en ek gaan slaap. Ja. So dan Noem gou, wat is binge drugging? Wat is dit? Wat jy nou net gedrag het al die tyd? Ek drak net, ek eet nie, ek was nie, ek doen niks, ek drak net. Ja. Ek drak net. Gewoonlik gebeur dit in 'n lekker donker kamertjie. Die duiwel maak mos provision altyd. Ja, so daar is nie eintlik rede dat ek moet uitgaan nie. Daar's altyd genoeg van alles. Hier as dit antwoord en dan gaan goed 'n bietjie minder en skers raak, maar dan gaan ons gou uit en drakkies, hulle sal kan 'n test doen dit. Daar is tye wanneer ek nie geld het nie, en dan tel ek drugs op as ek loop. So die vyand provide nog vir jou in daai ook nog. Hy provide vir dit. Sure. So daar is die entity wat vir my meet die sekere dae wanneer ek uit ons huis uitkom, 12 uur in die aand, en ek is haswakker, almal slaap nou. Ek moet nou uitkom. Ja. Ek het daai groot urge in my. Ja. Iemand roep vir my hier buite, ek moet uitkom, en as ek uitkom, but because dit is so overwhelming, argue ek nie met dit, ek sê nie, ek weet nie, ek kan nie eens nou explain hoe lyk dit nie. Al wat ek weet, dit is 'n groot gees wat so oor my heers, en dan loop ek sonder geld, sonder niks, en dan meet ek die vrou, sy loop en gesels met whatever sy meer, ek is in 'n conversation, en dan eindig ons daar op, en dan in die oggend as die son uitkom, dan is ons so hoog gerook, dat as 'n mens dit oorvertel, klink dit baie opgemaak, dit is baie onmoontlik, but dit is exactly hoe die duiwel operate. Hy wil hê wanneer jy gaan probeer om uit te kom of om iemand uit te help, moet dit so onrealisties klink. Ja. Dat mense sê, ag, moet Nee, nie dit- luister nie. Los hom net so. Kan jy glo, Gladson, ons tyd het alweer uitgehardloop. Kan jy dit glo? Gladson, enige laaste woorde, wat kan jy vir daai drug addict sê vandag? Vir daai mamma miskien wat se kind tot drugs is. Want jy het nou vir ons so 'n bietjie in detail en vertel wat in so 'n persoon se kop aangaan. Wat gebeur eintlik? Want ek dink baie ouers sit met vrae, hoekom my kind, of miskien iemand wat aan drugs verslaaf is, wat jy weet hoe om uit te kom, nie, wat jy uitkom sien nie. Wat kan jy vandag vir so iemand sê? There is hope. And your only hope is Jesus today. Ek het alles probeer. Heel alles. En toe try ek het ook maar net gesê dat ek net met tone in die water sit. En dit werk uit, jy weet, Jesus. Amen. Die kind of Jesus wat mense portray het. Once toe ek in die sirkel kom, toe sien ek kan my eie Jesus van, Yes. this is between me and him. Amen. Ja, Amen. so ek kan my eie ways na hom toe gaan. Drug addicts is bang om heilig te word, Ja, want ja. Of hulle is miskien bang, soos wat jy gesê het, wat in die donker gedoen is, hulle is bang oor dat dit eintlik in die lig in uitkom, ja. Ja, so ek sal sê, even vir die moeder, keep on praying, Ja, keep on believing, ja. have faith, just know, not your time, God's time. Want my ma het ook gewag, my ma het vir die 22 jaar, en soos ek sê, ek het begin en gesê, pastoor, ek het maaloos geword, ek was 'n weeskind, alhoewel my ma geleef het, but drugs maak
het gemaak dat my ma my afskryf. Ja. En nou kan my ma nie meer kry van my nie, elke dag. So, even vir die drug addict, die een wat regtig opgegee het in jouself. Look at me. Look at me. I hope, no, I wish and I know that if you're going to look at me, honestly look at me, you will see and understand that there is a God. Amen. And that there is hope as well. Daar is hoop. Daar is nie iets soos daar is nie hoop nie, want daar is altyd hoop by God. Dit kos net vir jou om uit te stap, soos Gladstone gesê het, jou voet op die water te sit en te sê, Here, hier is ek, help my, want die Here sal nie vir jou wegwys nie. Dit was dan nou Gladstone Boysen wat my gas was, en ons het so 'n bietjie gesels oor sy lewe, maar ook sy boek Pain Drove Me to Drugs. As jy baie graag 'n kopie van hierdie boek wil hê, kan jy gerus vir Gladstone kontak. Ons gaan sy kontakbesonderhede op die skerm sit, wat jy vir hom kan kontak. Onthou hy's in Johannesburg, maar ek dink hy kan ook sy boek vir jou aanstuur. Daar is nie 'n probleem nie. So baie dankie Gladstone dat jy al die pad gekom het Kaap toe om jou storie te vertel. Ons vertrou daar gaan nog vir julle meer wees. Ons vertrou daar gaan nog vir julle meer wees. Ja. En onthou vertel die vriende, vertel die familie om in te skakel op Mense en Hul Stories.